Another mile, just one more mile. I'm tired of walking all alone. Lord, help me smile. Another smile, just one more smile. I know I just can't make it on my own. I never thought I needed help before. I thought that I could do things by myself. Now I know I just can't take it anymore. So with a humble heart and on a bended knee, I'm begging you, please help me. Come down from your golden throne to me, to lonely me. I need to feel the touch of your tender hand. Remove these chains of darkness and let me see, Lord, let me see just where I fit into your master plan. I never thought I needed help before. I thought that I could do things by myself. Now I know I just can't take it anymore. So with a humble heart and on a bended knee, I'm begging you, please help me. With a humble heart and on a bended knee, I'm begging you, Lord, please help me. My Lord, help me. Goeiemôre, groet u weer eens in die lieflike naam van Koning Jesus Christus. Bly om saam met u hierdie wonderlike dag te kon betree, dag wat die Here aan ons geskenk het. Kom ons wees bly en ons verheug ons daarin. Voorreg dan om met u te gesels en kom ons hoor vanmôre wat God deur sy woord vir elkeen van ons wil sê. Ek lees graag uit Johannes 6 vers 31 tot en met vers 33. Ons vaders het die manna in die woestyn geëet, soos geskrywe is. Hy het brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. En Johannes sê vir hulle, Voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal en aan die wêreld die lewe gee. Ek wil dan graag met u gesels rondom hierdie gedagte, manna vir die dag. Manna vir elke dag. Waarom die manna? En wat is manna volgens die Bybel? Die volk Israel
bevind hul in die woestyn op pad na die beloofde land. Nou, ons het verlede week rondom hierdie gedagte gesels, dat God op 'n bonatuurlike wyse homself aan die mens openbaar wanneer daar 'n behoefte is. God het wonderbaarlik aan die volk Israel uitkoms gegee. Hy het homself in sy almag en in sy heerlikheid aan hulle geopenbaar. Hy het vir hulle wonderwerke gedoen, maar telke male het die volk vergeet wat God vir hulle gedoen het, en dan wanneer daar 'n probleem opduik, dan murmureer en kla hulle. Maar ten spyte daarvan, kom die Here in sy liefde en genade, en het hy elke keer vir hulle 'n uitkoms gegee. Nou bevind die volk hulle hier in die beloofde land. So pas het hulle deur die Rooi See gekom, waar die Here hulle dan deur gehelp het. En nou hier in die woestyn word hulle gekonfronteer met honger. Is dit nie so in jou en in my lewe, dat baie keer beleef ons 'n hoogtepunt, en dan ewe skielik kort daarna het ons hierdie laagtepunt, en sien ons nie 'n uitkoms raak nie. Die behoefte wat hulle ondervind is universeel. Dit raak vir ma en pa sowel as die kinders. Almal is honger. En weet jy, ek wil vir u sê, ons almal het 'n behoefte aan redding. Ons almal het 'n behoefte aan die Here. Dit is net hy wat vir ons kan vrede gee. Dit is net hy wat vir ons kan verlos. Nou, die behoefte is groot. Die nood is groot, en hulle kan hulself nie help nie. Het jy al in jou lewe geontdek dat daar oomblikke kom dat jy absoluut magteloos is? Dat jy besef jy het hulp nodig. Jy het iemand nodig om jou swakhede tegemoet te kom. Nou, God is bewus daarvan. En wat doen die Here? Hy gryp in en hy stuur brood, manna uit die hemel, om hul te voed. Dit sou genoeg wees vir elke dag. Hierdie kom van God self. Ek stel dit aan jou dat God weet wat jou behoefte is vandag, môre en oormôre. En in sy groote liefde en genade kan die Here vir jou onderneem, ver bokant wat jy mag bid of dink. Weet jy wat tref my? Die Here gee aan 'n volk wat dit nie verdien nie. Hulle het gemurmureer en gekla. Hulle het gedink hulle is in 'n doodloopstraat. Daar is nie uitkoms nie. Maar weet jy, wanneer jy God ken in jou wee, en jy gaan na hom toe as jou Vader en jou vriend, dan wil ek dit onomwonde aan jou stel, dat as ek en jy nie kan nie, dan kan God steeds. En hy gee nie omdat ons dit verdien nie, maar juis in sy genade en liefde, onverdienstelik. Hy gee dit aan mense wat dikwels kla en murmureer. Hy gee aan diegene wat selfs hardkoppig is en nie sy opdragte wil uitvoer nie. Die voorskrif hoe hierdie manne geëet moet word is baie duidelik. Ons lees daarvan Eksodus 16:19. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot môre toe nie. Met ander woorde, vir vandag moet julle vandag se manne optel en dit opeet, net vir vandag. Moenie bekommerd wees oor môre nie, maar kyk wat gebeur. Maar hulle het nie na Moses geluister nie, sê die woord. Sommige het daarvan laat oorbly tot die môre toe. Toe kom daar wurms in en dit bederwe. Toe sê die Here vir Moses, hoe lank weier julle om my gebooie en my wette te onderhou? Dit tref my in die Nuwe Testament. Die woord leer ons om te bid, gee ons vandag ons daaglikse brood. Sien nie die ooreenkoms? In die woestyn sê die Here vir die volk, tel vir julle op vir vandag. Nuwe Testamenties kom die Here Jesus en hy sê nou ons Vader gebed, so moet julle bid. Gee ons vandag
ons daaglikse brood. Vir vandag, Here, voorsien vir my. Onderneem asseblief vir my. Here, my oë is op U gefestig. Vriend, God weet wat jy môre en oormôre het. Moet jou nie daaroor kwel nie. Kom vandag met jou behoefte na die Here toe, sê, Vader, gee aan my vandag volgens U wil my daaglikse brood. My kwota van vrede, my kwota van blydskap, my kwota van gesondheid vir vandag. Tog leer die woord van die Here ook vir ons die volgende. En vergeef ons skulde. U sien, ten spyte van God se goedheid, ten spyte van dat hy die groot ek is, die een wat vir ons kan gee ver bokant ons verdienste, breek daar oomblikke aan dat ons murmureer, dat ons kla, dat ons negatief is. Nou kom die Here ten spyte daarvan en hy openbaar hom as 'n liefdevolle Vader. 'n Vader wat omgee, wat belangstel. Ja, as mens oortree ons. Daarom moet ons ook bid, vergeef ons skulde. Ons murmureer, ons is bekommerd en baie keer so ondankbaar. Ten spyte van die feit dat God elke dag vir ons voorsien en ons beskerm en ons deurdra. Jy sien, God het geweet wat vir hulle die beste is in hulle omstandighede. Hy weet wanneer om jou selfvertroue te gee, ja, en wanneer om jou nederig te hou. Hy weet wanneer om ons op te tel. En dan is dit ook so dat hy soms ons so 'n bietjie los. Dat ons self so 'n bietjie swaar kry. Kan dit wees dat God soms toelaat dat u en ek sekere omstandighede moet ondervind en moet deurgaan, sodat ons juis sy almag en sy krag kan ervaar, sodat ons 'n getuienis kan hê. Soms moet ons die berg klim en ander kere skenk hy aan ons die krag om oor die berg te vlieg. Hierdie manna vir elke dag moes vroeg in die môre opgetel word. Elke dag. Daar is getrouheid aan gekoppel. As jy nie wil honger ly nie, moet jy vroeg in die môre opstaan en die manna gaan optel. Ag, ek wonder, kan ek vir jou vra, tel jy die Bybelse manna vroeg in die môre op, as jy opstaan? As jy opstaan met dankbaarheid oor 'n nuwe dag wat vir jou aangebreek het, sê dan vir die Here, Here, baie dankie. Ek wil hierdie dag tegemoet gaan saam met U. Leer U my, onderrig U my. Rig my voetstappe, Here. Gee my die genade om in hierdie dag U goedheid raak te sien, U stem te hoor. Here, in hierdie dag wil ek U ken in al my weë. Ek wil getrou wees elke môre, elke dag, om die hemelse manna op te tel, U te ken in al my weë. Nou lees ek in Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is God wat gee. Daar is 'n universele behoefte aan redding, aan verlossing. U sien, sonder die brood uit die hemel, sonder God se voorsiening, is jy en ek verlore. Nou sien God die behoefte raak, en hy stuur sy seun na hierdie wêreld om in jou en in my plek te kom sterf. Johannes 6:32, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Vers 33, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Ja, in Christus
het ons die lewe, in hom het ons vrede, in hom het ons blydskap, in hom het ons voorsiening, redding, verlossing, dit wat ons nodig het. Hy is die brood van die lewe. God het hom gestuur om in jou en in my behoefte te kom voorsien, ten spyte van ons vele tekortkominge. Nou wil ek vir jou vra, vriend, hoe staan jou saak vanmôre? Hoe staan jou saak vanmôre met koning Jesus? Ken jy hom in al jou weë? Gaan jy met jou geestelike honger, met jou behoeftes na die Here toe? Ek wil weer sê, in hom is daar manna vir elke dag. Ongeag wat jou behoefte mag wees, wat jou honger mag wees, sal jy jou toevlug na die Here toe neem. Weet jy, dit is in die woestyn, Oud-testamenties, waar God homself telke male geopenbaar het. Soms bevind ons op die kruin van die golf, maar baie keer is daar soveel laagtepunte. Soms in die storms, soms in die woestyn. Maar dit is hier waar God homself aan jou en aan my wil openbaar as die groot ek is, die onbeskryflike, die liefdevolle, die genadige Vader, wat omgee en wat belangstel. Ag, die gebed van my hart is, dat jy in hierdie dag, week wat voorlê, elke môre, elke dag, genoeg manna sal optel, om die dag tegemoet te gaan met vertroue, en wanneer daar 'n geestelike honger ontstaan, of 'n dors ontstaan, dat jy by die mandjie van God se voorsiening sal kom stilstaan, net sal sê, Vader, nou het ek u liefde nodig, nou het ek wysheid nodig, ek wil so 'n bietjie daarvan kom eet, uit u Vaderhand. Kom ons bid saam. Aan u die alleenwyse God kom toe die eer, die lof en die aanbidding van ons harte. Waardig is u om aanbid te word. Groot is u van liefde en genade. Ons buig voor u grootheid en voor u almag, Here, en bring aan u al die dank van ons harte. Daar is niemand soos u nie. Aan u dan die lof, die eer en die dank tot in alle ewigheid. Amen. Moenie weggeraak en gister nie. Hou aan glo en hou aan hoop. En as jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan vuur kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede. Dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is, en jy skipie doelloos vaart, moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. Nie almal hoef te weet nie, net jy hoef te verstaan. Onder die ware waarheid, met God se spore gaan. Moenie wegraak en gister nie, hou aan glo en hou aan hoop. En as jou hart nie langer kan nie, laat die Here voor jou loop. Jy gaan vuur kry in jou lewe. Jy gaan baie lesse leer. Jy moet weet daar is 'n rede. Dan die Here dit nie keer.
kapitulos pa. Moenie bang wees vir môre nie, want die Here wag reeds daar. En jy sal seer kry in jou lewe, en jy gaan baie lesse leer. Jy moet veel dags rede dat die Here dit nie keer. As jy voel of jy alleen is, en jy kapitulos